Waarheid nommer 4, vriende, is sing, verkondig God se heerlikheid aan die wêreld. Om te sing, verkondig sy heerlikheid aan die wêreld. En julle as julle gaan luister, as jy gaan Google, YouTube kyk en so voort, as klomp getuienisse van mense wat die Here leer ken het. Hulle het die goeie nuus van Christus gehoor, maar hulle het dit nie gehoor deur 'n predikant nie. Hulle het dit nie deur 'n evangelis gehoor nie. Hulle het dit nie deur 'n vriend gehoor nie. Hulle het deur iets baie meer eenvoudigs gehoor. Deur 'n loflied wat hulle op die radio gehoor het. Jy sien vriende, God gebruik lofprysing as 'n kanaal van openbaring vir baie mense. En daarom vriende, kan ek en jy nie stil bly nie. Ek wil eintlik so ver gaan om te sê, weet jy wat? Ons mag nie stil bly nie. Want Psalm 96, kom sê die Psalmis gee vir my en vir jou opdrag. Hy sê, sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Sing tot eer van die Here, almal op aarde. Sing tot eer van die Here. Prys sy naam, verkondig elke dag sy reddingsdade en vertel die nasies van sy mag, al die volke van sy magtige dade. In hierdie kort teksvers, 3 versies, is daar 6 opdragte vir my en vir jou. 6 van hulle. En daar is 2 wat baie sterk uitstaan, vriende, en dit is wat? Ons moet sing tot eer van die Here. En vriende, ons moet elke dag vir mense van die reddingsdade van Christus vertel. En vriende, daarom is aanbidding nie net vir my nie, dis nie net vir jou nie, dis nie net vir onsself nie, julle. Dis 'n instrument wat God vir my en vir jou gee om sy evangelie te versprei. En daarom as jy gewonder het, dis hoekom ons as 'n gemeente, wanneer ons sing, ek weet nie of jy al 'n bietjie opgelet het om jou nie. Wanneer ons sing, dan gebeur hier iets, as die Here daar is. Daar is 'n diep beweging in baie mense wat hier is se harte. En dis aansteeklik, vriende. En nou vra jy vir my nou, hoe weet ek dit? Wel, ek het die voorreg gehad om deel van my navorsing vir my teses, daar is net nog 'n stukkie inligting dat daardie 2 onafskeidbaar is. Maar deel van my teses kon ek inligting insamel uit ons gemeente. En daar was 'n wye reeks van 18, die jongste persoon was 18 en die oudste persoon was 72 jaar oud. En wat ek gevra het was baie maklik. Daar's natuurlik 'n klomp vrae, maar how often do you experience, or let me put into layman's term, or feel the presence of the Holy Spirit during worship services? Hoeveel keer? Jy sal baie mooi sien hierso dat 12% van die mense gesê het always. 64% van die mense het gesê often. 24% van die mense het gesê sometimes. Maar nie een persoon het gesê really nie, en nie een persoon het gesê never. So wat dit vir my en vir jou sê is, daar is data vir my en vir jou om te sê, baie van ons werk met data, né? My data is die goedheid en guns van die Here. Maar die data is ook daar, dit sê vir ons vriende, dat hierdie is die rede hoekom ons gemeente sing. Hierdie is die rede hoekom ons liedjies skryf. Hoekom ons dit nou stelselmatig begin opneem, want as Jesus ons sang en ons liedere in die gemeente kan gebruik, vriende, dan kan hy net sowel dit gebruik daar buite in die wêreld. As lofprysing so kragtig is, vriende, is daar niks meer kragtig as in Handelinge 16, waar Paulus en Silas, hulle is besig om te stap, en op pad na 'n gebedsplek toe, dan sien hulle 'n vrou, 'n slaaf wat 'n waarsêersgees binne in haar het, of het. En heeltyd elke dag sien Paulus en Silas dit, en Paulus raak op 'n dag net moedeloos, en hy sê vir die gees, hy moet vlug in die naam van die Here. Natuurlik is daar gevolgtrekkings. Die eienaars is moeilik, haar eienaar raak baie opgewerk, want natuurlik, hy vat inkomste weg van die eienaare, van wat laat hulle doen? Hulle laat hulle sleep voor die stadsraad, daar op die stadsplein, en daar's net een uitkoms, ek bedoel, hy het die gees uitgedryf, so hy is skuldig bevind. En die woord sê vir ons, die klere is van hulle afgeskeer. Dis nie, trek asseblief jou hemp uit, ek wil jou slaan nie. Dis van hulle lywe afgeskeer, en hulle is geslaan. En die woord sê, hulle is nie net geslaan nie, hulle is baie geslaan. En daarna, vriende, is hulle in die tronk gegooi. En dan lees ons hierdie pragtige vers. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. En wat doen die ander mense?
Die ander gevangenes het na hulle geluister. Julle in Paulus en in Silas se donkerste tyd. Die tronkens lyk nie baie soos wat dit vandag lyk nie. Ek is amper seker, daar was nie 'n lig wat geskyn het nie. Daar was dalk 'n kersie wat gebrand het of een of ander ding. Maar in daardie donkerste tyd van nood, het Paulus gebid en hy het gesing tot eer van die Here. Dit is ongelooflik om te dink, vriende. En wat gebeur toe? Wel, ons ken die storie verder, die grond begin skud, die deure gaan oop, almal is vrygelaat, vergeet ek die woord vir shackles, boeie, is dit boeie? Boeie, ja, die boeie kom los en natuurlik, 'n hele gesin word daardie aand gered en gedoop in die naam van Jesus, net omdat 2 mans besluit het om te sing. En hiermee wil ek graag afsluit, vriende, die orkes, julle is welkom om op te kom. Vriende, dit wat ons hier sien van Paulus en van Silas, dit is ware geloof. Dis ware geloof, hoekom? Want ek wil vir jou vra, kan ek en jy lofliedere sing? Kan ek en jy lofliedere sing in ons donkerste oomblikke? En wanneer ons daar is, trek ek en jy mense na Jesus toe, deur ons reaksie op ons lyding, of stoot ons hulle in daardie situasie weg van die Here af? Want dis deel van ons getuienis. En laastens wat ek vir jou wil vra is, laat jy God toe om lofsange te gebruik as 'n getuienis in jou lewe. Vriende, hierdie gemeente, wat 'n biddende gemeente is, en wat Johan vir ons baie aan herinner, het een ding in doel, of daar's een doel wat ons het, en my gebed is dieselfde, dat sang nie net 'n klank sal wees, wat in hierdie gemeente weer galm nie. Maar vriende, dat ek en jy sang sal gebruik, en dat dit 'n roepstem sal wees, na verlossing toe, vir mense wat dit nog steeds nodig het. En vriende, dis die waarhede, wat vandag vir my en vir jou, en ons lofliedere, nog betekenis gee. En ek hoop dit resoneer in jou hart ook so.